ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Glo dit dat elkeen behoort te weet wie ons Here Jesus is. Dis nie reg nie, dis 'n voorreg om die Here te kan loof en prys en bid en om aan die Here te behoort. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg. Ek sê dis 'n voorreg. Amen, amen, amen. Awake, awake. He's coming soon. Have your life from the door to light the light bright. He's coming soon. And everyone is coming soon. Awake, awake. Everyone is awake. Awake, awake.
sends away, I'll give it back. It's coming soon. Oh, let the love I tried to fly, it's coming soon. That lovely walk will come true. I'll wake awake and be one is good. I'll wake awake, he sends away. Look forward to it's coming soon. Awake, awake, and be one of his own. Awake, awake, he sends away. He's coming soon. You can do better than that. Let's lift up the name and the King of all kings. Hallelujah. 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 Praise die naam van Jesus. Ek sê praise die naam van Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Stap aan die een langs jou. Sê vir hom jy's in vir 'n ding. Hallelujah. Sit vinnig, want ek moet preek. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Loof die naam van die Here. Ek sê loof die naam van die Here. Halleluja. Dit voel lekker om agter hierdie preekstoel te staan. Ek het hom gelang. Halleluja, dis 'n wonderlike voorreg en ons groet u daar vanaf Gautengeling. Ons is daar by die AGS gemeente in Western Area en die Here is besig met soveel mooi dinge. Ek is opgewonde en ek is bly in die Here. Maar ek is nog blyer om vanaand hier te wees. Amen. En Pastor Rolf, ek het nou so 'n bietjie AGS kultuur aangeleer. En daarby ons preek ons met baadjies daar sê, maar vanaand doen ek dit. En dis 'n voorreg om vanaand hier te wees. Amen. Dis net lekker om Pinkster te wees. Amen. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Ek wil so graag vir 'n lied gesing het en op pad toe onthou ek het my stokkie by die huis vergeet. Kan ek nie maar nie. Laat hierdie band net terugkom. Asseblief. Laat hierdie band net terugkom. Julle het mos tyd tot 12:00, né? Nee, dit is nog 'n ding wat ek geleer het, Pastor Rolf. Ek preek 20 minute. Daar's baie keer so in 'n mens se bediening waar die Here maar 'n bietjie regstellings maak. Amen. En ek was vir die afgelope 6 jaar in die Bible College van die Here. En ek is vanaand hier met 'n vars woord van hom. Halleluja. Ken julle daai lied Blessed Assurance? Gee my net 'n noot dat ek hoor. Bietjie hoor. Nog 'n bietjie hoor. So klein bietjie hoor. Ja, hierdie stem kan hoog gaan. Nog so enetjie hoor.
I've got a blessed assurance. Oh, because Jesus is mine. Laat ek jou net vertel, ek het gehoor pastoor Freddy het ander dag so 'n insident gehad. Jy gaan neem 'n Santam multiplex polis uit op daai mooi Fortuner. En daai mooi Hilux. Ek hoop hierdie is 'n Toyota kerk. Sou dit goed gebeur, dan kon jy dadelik die eisvorm invul om uitbetaal te word. Halleluja. Ek het 'n polis by Jesus uitgeneem. En dit gaan my uitbetaal strate van goud. Waar ek ewig saam met die Here gaan wees. Amen. Well, I've got a blessed assurance. Oh, because Jesus is mine. And oh, what a foretaste of glory divine. Well, I'm an heir of salvation. You know what? I purchase of my God, and I've been born of His Spirit, and I'm washed in His blood. Kom staan. Oh, this is my story. Oh, this is my song. Oh, praise my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Oh, I'm praising my Savior all the day long. Hallelujah. Oh, dankie, sit vinnig. Hallelujah. Ja, praise sy naam. Dankie, gaan sit vinnig. Asseblief. Sit vinnig. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. As jy die Bybel saamgebring het, blaai saam met my na die boek van Jesaja, 59ste hoofstuk. En ons begin met die 21ste vers. Ek en my skoonma was ander dag in Kreersdorp by Westpac. Nou sit ek saam met haar in die bakkie en wag Jesus gou in na Westpac om goed te gaan koop. En hier kom iemand in die straat af en hy stop hier by my bakkie. En dis my skoonma, sy's 94. Sy sê, "Julle is 'n mooi koppel." What? Kan jy dit glo? Maar ek het gebless gevoel. Amen. Prys sy wonderlike naam. Luister wat sê die woord van die Here in die 21ste vers. Hy sê wat my aangaan. Dis God wat hier praat. Die Here praat met Jerusalem, hy praat met Israel. En hy sê wat my aangaan. Jy weet, so asof die Here sê, dit is my woord. Amen. En asof God wil sê, dis my goedkeuring wat hier op hierdie woord geplaas word. Wat my aangaan. Ek meen, ons sê ons baie kere vir mekaar, wat my aangaan is dit eye for a way. Is dit waar? En hier kom die Here en hy sê, wat my aangaan. En ek wil dalk nou vanaand iets anders te doen. Ek wil hê jy moet die sitplek neem, want ek gaan stap vir stap deur die woord van die Here gaan. Is dit reg? God praat
praat hy en hy sê wat my aangaan. Met ander woorde, dis sy Roma woord. Dis sy woord vanaand vir jou. En ek voel die gees van die Here, ek voel sy salwing vanaand, en hy kom staan hier by jou, en hy sê vanaand vir jou, wat my aangaan. En dan sê die woord van die Here in Jesaja praat, hy sê, dit is my verbond met julle. Ek wil hê, jy moet vanaand daai woordjie net daar in plaas vervang, dis my verbond met julle. Nou ek het gaan lees in Jeremia 31, en Jeremia bevestig dit daar, en hy verwys na 'n totale oomblik, en hy sê, daar gaan daar kom, waar die Here 'n nuwe verbond gaan sluit met sy kerk. 'n Nuwe verbond met sy mense gaan sluit. En ek wil vanaand sê, terwyl ek vanmiddag daar in die gastehuis sit, en ek net weer die gees van die Here ervaar, toe ervaar ek die tema van hierdie konferensie, God is besig om 'n nuwe covenant te sluit van restaurasie, halleluja. Die Here is besig met revival. Ek wil vanaand sê, daar's baie predikers, daar's baie wat sê, daar is die herlewing nie. Ek wil vanaand sê, die grootste herlewing van alle tye is op pad, waar die Here sy gees gaan uitstort oor alle vlees, halleluja. Luister vanaand, Jeremia gee hierdie woord, hy sê, daar gaan daar kom, wat die Here is going to create a new covenant of glory, a new covenant of restoration, a new covenant of revival for his church. En dan verklaar die woord van die Here, en God bevestig dit, hy sê, kyk, dink nie aan die vorige dinge nie, kyk, ek gaan iets nuuts doen, halleluja, en nou sal dit uitspreek, prys sy wonderlike naam. En ek wil ietsie sê rondom dit vanaand, en ek hoop nie ek gaan vanaand verkeerd praat nie, maar dit is hoe die gees van die Here my gees wakker gemaak het. Ek wil vanaand sê, God gaan iets totaal niets doen vir sy kerk. En as ek nou vanaand iets sê, iets nuuts, dan wil ek vanaand vir jou sê, it's time, dis tyd dat jy vanaand sal klaar kry met jou ou ways, met jou ou maniere, want ek het geleer, wanneer God iets doen, doen hy iets totaal nuut vir sy kerk, halleluja, prys sy wonderlike naam. Hy sê, kyk, dink nie aan die vorige dinge nie, ek gaan iets nuuts doen, en nou sal dit uitspreek. Luister wat sê die woord van die Here, hy sê, dit is my verbond met hulle, sê die Here, my gees wat op jou is. Ek wil net hê jy moet jou hande so opsteek, sê Here, dis die gees wat vanaand op my is, dis die heilige gees wat ek vanaand op my ervaar. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde, hy sê, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. Nou kom Romeine 10:8 en hy sê, naby jou is die woord. Dis in jou mond, en dis in jou hart. En hier kom bevestig Jesaja dit, en die Here praat self hier, hy sê, en my woorde wat ek in jou mond gaan lê. Ek wil vanaand sê, ek ervaar my gees, dat God in hierdie tyd, 'n nuwe superwoord in mense se harte, en hulle monde wil losmaak, en dis 'n woord van krag, dis 'n woord van oorwinning, halleluja, dis 'n woord van lewe, dis 'n woord van uitstorting, van sy krag en sy in ons midde, prys sy wonderlike naam. Hy sê, ek wil nuwe woorde in jou mond lê. Toe aan dink ek, weet wat? Ek dink hierdie is 'n woord vir hierdie tyd, want wie hoekom? Mense het gewoond geraak aan die omstandighede rondom hulle, amen. Ons het so behep geraak met die omstandighede van die wêreld. Wanneer ons by mekaar kom, dan praat ons die petrolprys, en ons praat die regeringprobleme, en ons praat al die ou goedjies van hierdie lewe. Ek wil vanaand sê, God wil deur sy kerk 'n nuwe woord in hulle mond plaas, halleluja, 'n woord van lewe, 'n woord van krag, en 'n woord van oorwinning, prys sy wonderlike naam. Hy sê, naby jou is die woord. Dis in jou mond, en dis in jou hart. En nou sê die Bybel, ek wil eers sê, Dawid roep 'n skrif uit, hy sê, Here, met die woord in my hart gebeere, dat ek teen U nie sal sondig nie, amen.
mag die Here in hierdie tyd weer sy woord in manne en vroue se harte openbaar en laat lewe tot krag en heerlikheid. Naby jou is die woord. Ek sê naby jou is die woord. God het autoriteit. God het mag en gesag in sy kerk belê. Halleluja. En ek en jy moet dit weer leer om dit te gebruik. Amen. Want elke woord wat deur hierdie mond, deur hierdie lippe gaan, is woorde van lewe en van krag. Kan ons net die Here lof en vergee. Prys sy wonderlike naam. Weet wat? Pastoor Roef het daar in die bidkamer iets gesê. En toe praat jy nogal so in my hart in. Daar gebeur ons baie keer in ons lewe goedjies. Amen. Is dit waar? Maar het ek geleer dat Jesus kyk na ons, nie soos ons na onsself kyk nie. Pastoor Roef toe dit sê, toe sê ek, Here, let them get over it. Ek het aanbeweeg. En vanaand ervaar ek net en weet ek, daar's 'n nuwe woord in my mond. Daar's 'n nuwe woord in my hart, halleluja. En daardie woord bring skepingskrag in mense se lewe, halleluja. Wat sê die woord van God? Hy sê, in die mag van die tong lê? Nee, dood en lewe. Dood en lewe, elkeen wat dit kies sal die vrug daarvan eet en dra. Amen. So alle woorde, ek en jy die keuse, of ons lewe wil spreek, of ons dood wil praat. Amen. En God belê daardie woord in ons. Luister mooi, kind van die Here. Ek preek die woord van geloof, omdat ons, en luister wat sê Paulus, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Sê net vanaand vir een langs jou, I've got the peace of God in me. Ek het die vrede van die Here in my. Luister wat sê hy, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. En nou gaan die woord van die Here verder, en die Here het 'n woord vir Jerusalem en vir Israel in die 60ste hoofstuk. Maak jou Bybel oop en lees dit saam met my. Dis my boodskap vanaand aan u. En die Here praat met Jerusalem en hy sê, staan op! Amen. Yes. Word verlig! Want die heerlikheid van die Here gaan oor jou kom. Halleluja. Hoor net hier iets mooi. Ek het dit vanmorgen in ons gemeente gesê. Ek weet nie van julle nie, maar is dit nie asof daar hierdie week ander dynamics was in die gees nie? Dat net iets anders te gebeur rondom die kruisiging en rondom dit wat Jesus gedoen het. Nou luister net na hierdie wonderlike goddelike openbaring. Toe Jesus aan die kruis hang en hy die woorde uitroep, it is finished. En hy sy asem uitblaas. Toe sê die woord van God, toe skeer die voorhangsel van die godheid af tot by die mensdom. Halleluja. En daar kom 'n nuwe lig deur, 'n lig van lewe, 'n lig van redding, 'n lig van verlossing deur sy bloed bewerkstellig van die kerk van Jesus. Nou kom God se woord en hy sê staan op. Die Griekse woord vir hierdie gedeelte beteken anastemi, en dit beteken om op te kom. To rise. Om op te staan in Christus. Nou ek het vanaand 'n woord van God vir jou. Genoeg het die duiwel jou getanteer. Genoeg het die duiwel in jou ore gepraat. Ek wil vanaand vir jou sê, it's time to rise in the name of Jesus and let the glory of God shine through you. Amen. Hallelujah. Die Here Jesus sê by geleentheid, hy sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Laat julle lig dan skyn, dat hulle kan sien, daar is iets anders in jou. Onthou hierdie advertensie. Dis jare terug. Jou hare moet so lyk om dit te weet en onthou. Die man het
so by die ijskast gestaan. Toe sê hy, where is the Cremora? Toe sê hy, it's not inside. It's on top. Pastor Roof, ek wil ietsie sê vanaf. Ek het altyd gesê, nee, dis anders te om. It's not on top, it's inside. Want die woord van die Here sê, uit jou belly, uit jou binneste sal rivers of joy vloei. Wanneer die lig in jou straal, wanneer die lig in jou werklikheid is, amen. Maar nou is iets anderster. As God in jou lewe is, sal jou denke ook bevrug wees deur die krag van God se Gees. Amen. Daarom sê Paulus, en ek wil net die woord vanaand aanhaal, daarom sê Paulus, bedink die dinge daarbo. Halleluja! En nie dit wat op hierdie aarde is nie, want as die lig van God se heerlikheid in jou straal, in jou werklikheid is, sal dit uit jou binneste uitvloei. Halleluja! Maar die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy sê, naby jou is die woord. Dis in jou mond en dis in jou hart. Halleluja! Met ander woorde, ek en jy met woord kan ons 'n verskil maak. Amen. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig dan so straal, so skyn. Ekskuus, ek wil iets sê. Ek en Nes het 6 maande terug daai gemeente oorgevat. Toe was so 'n handjie vol mense. En ek het net gesê, Here, ons kan nie, maar ek weet U kan. En ek het God se Gees ingenooi. Ek sê, Here, dat die lig van God se heerlikheid begin straal. Ek wil vanmôre vir U sê, ons het vanmôre 8 uur kerk gehou. Gister ons kerk was vol. Toe sê ek, Here, laat U lig net begin straal en skyn, halleluja, want ons lewe in die laaste van die laaste. Amen. Ek wil vanaand sê, daar's nie meer tyd om te speel nie. Daar's nie meer tyd vir kerk speel nie. It's time to serve God. It's tyd om die Here te dien. Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou sê God se woord, hy sê, julle moet lig wees. En dan sê hy nog 'n mooi ding. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Amen. Julle weet wat doen sout, né? Dit gee 'n smaak. Sout en kos gee smaak. Amen. Met ander woorde, ek verstaan vanaand, toe Paulus gesê het, ek lewe nie meer nie, maar Jesus leef binne my. Met ander woorde, wanneer ek praat, is dit woorde van sout, dis woorde van lig, dis woorde van bemoediging, dis woorde van krag, want ek en jy het die autoriteit. Come on, kerk, ons het die autoriteit. Ons moet net leer om hierdie bekkie te gebruik, en hierdie bekkie te gebruik vir krag, en vir oorbinding. Amen. Luister wat sê God se woord. Hy sê, staan op, word verlig. Halleluja. Want jou lig kom. En jare terug, man, dis jare terug, toe staan dit klein profeetjie op in die naam van Joel. En hy sê, in die laaste dag, gaan ek van my Gees uitstort oor alle vlees. En julle jongelinge sal drome gesigte sien, en julle ou mense sal wakker word. Halleluja! Ek wil vanaand vir die kerk van die Here sê, it's time to stand up. Dis tyd om op te staan vir Jesus. Dis tyd om in krag hierdie evangelie te verkondig, sodat 'n verlore gaan wêreld by Jesus kan uitkom. Amen. Hoe gaan die wêreld ooit by hierdie krag van God uitkom, as ek en jy dit nie leef nie? Amen. Weet jy, ek is 24 jaar wat ek in die bediening is in die mynboubedryf. En ek het geleer, dit wat in jou is, word gereflekteer aan die buitekant. Amen. Soos die lig in jou is, then it's time for you to stand up and let the glory of God work through you.
Amen. Paulus sê, hy sê ek lewe nie meer, maar Christus leef binne my. Daar dieselfde Paulus sê, hy sê ek, Herman Wilken, is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Halleluja. Daar dieselfde Paulus sê, groter is hy wat in Herman is, as hulle wat in die wêreld is. Amen. Met ander woorde, jy moet die lig van God se heerlikheid net deur jou lewe laat straal en laat lewe. Amen. Man, ek wil afsluit. Is ek by 20 minute? Die dogtertjie van Jairus, sy lê op sterwe. En wie weet, dis 'n tipe van die kerk. En Jairus weet hy moet by Jesus uitkom. En hy kom by die Here. Hy sê, meester, ek weet as u my kind kom aanraak, sal sy lewe. En nou hier kom 3 baie belangrike dinge. Die mense, hulle kom by Jairus en hulle sê, jy val Jesus lastig. Julle moet nie so ernstig so te wees nie. Julle moet nie so baie kerk toe gaan nie. Julle moet nie so ernstig wees oor julle godsdiens nie. Ek wil vanaand sê, it's time to rise. Ek wil 'n uitlating maak, mag ek 'n uitlating maak? Dis nie die ANC, die DA, die KPH en wie ook al wat 'n difference gemaak nie. It's the church. Dis die kerk van Christus wat 'n verskil gaan maak in hierdie verlore gaande wêreld. Halleluja, dat hulle by Jesus uitkom. En die Here wil jou gebruik. En die mense sê vir Jairus, los, jy is lastig. En nommer 2, kom hulle in die vertrek. En in daai jare het hulle sangers gehad wat gehuur was. Hulle was betaal. En hulle het daar gestaan. Hulle het gehuil vir geldjie. En weer eens sien ek Jesus vir Jairus, moenie vir hulle kyk nie. Kry jy net geloof. Kry jy net geloof, ek sal die werk doen. Amen. En voor hulle by die dogtertjie instap, hier staan die fluitspelers. Nou hulle het so gemaak. Hulle was ook betaal om as die wenende susters daar te gaan staan en huil. Maar hulle het fluitspelers. Hulle was fluitspelers. En hulle het net 3 note geken. Ek glo nie. Ek kan nie. En ek sien Jesus kom by hierdie klomp fluitspelers en hy jaag hulle sommer uit die vertrek uit en hy sê, Jairus, glo jy net, jou kind sal lewe. Halleluja. Ek wil vanaand sê, ek het vanmôre weer na prediker geluister. Toe sê hy, die kerk is in 'n toestand. Toe sê ek, Here, dis nie die waarheid nie. Want u het vir Petrus gesê, op hierdie rots bou ek my kerk. Halleluja. En die magte van die hel sal dit nie prevail nie. Amen. Want in hom is krag. So ek wil 3 goed vanaand by jou laat. Jy moet die mense uit jou ore uitkry. Jy moet die mense uit jou lewe kry wat negatief praat, wat aanhou net sê jy kan nie, jy gaan dit nie maak nie. Luister man, ek gee nie om nie, hulle moet maar oor dit kom. Met my God spring ek oor 'n muur. Halleluja. Met my God loop ek 'n bendestorm. Prys sy wonderlike naam, want daar's krag in Jesus naam. Tweedens, kry daai klomp chankers uit jou lewe uit. Hulle huil jou in so 'n toestand. Ek het altyd gesê, het ek nog tyd, is dit reg? Ek het altyd gesê, ek en Nes, dan gaan doen ons huisbesoek by mense. Jy het 2 tipe mense. Julle weet dit, né? Pastoor Dion. Vir 'n pastoor is hierdie baie belangrik. Jy kom by mense. René, man, as jy daar wegry, dan sê ek vir Esther, is dit waar? Is dit waar? Kan man nie nou heilig wees nie, is dit waar? As jy by die huis kom, dan voel jy vir jou fondse afsny. Dis so, né? Ja, amen.
Dan het jy ander mense wat jy by kom. As jy daar wegry, dan voel jy dat lewende stene van krag in jou lewe geval, wat jou gebou het, wat jou gevoed het. Herman, wat wil jy vanaand vir my sê? It's time to stand up. Dis tyd om op te staan as 'n reus in Christus Jesus. Nou sluit ek regtig af. 12 verspieders word gestuur om te gaan kyk wat gaan aan daar in Kanaan. Jerigo. Die Bybel sê 10 van hulle kom terug. Pastor Roef, maar God gee dat in die kerk daai 10 ook sal aangeraak word. Daai 10 sê, hulle my dink aan die boer. Hulle hou bedag vir reën. En hulle bid, man, daar's vuur, daar's krag, daar's geloof. Toe daai een boer so uitstap, die wind waai verkeerd. 10 van hulle sê, ons sal dit nie maak nie. Hulle lyk soos reëse. Hulle gaan ons sekerlik oorweldig. Maar God sê daar was 2 ander. Met 'n ander gees. En hulle het gesê, ons sal die land ingaan, halleluja, en ons sal oorwin in Christus Jesus. Met ander woorde, wat wil ek vanaand vir jou sê? Niks is te groot vir my en jou nie. In Christus is ons meer as oorwinnaars, halleluja, halleluja. Come on, church, it's time to stand up for Jesus. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om op te staan en te sê, Here, laat U lig oor my kom. En nou sluit ek regtig af. Hy sê, staan op, word verlig, jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Lank genoeg het die vyand in jou ore gesê, jy kan nie. Jy gaan nie. Hy is 'n leenaar. Hy is die vader van die leuns. Ons het woensdag aand 2 huisgesinne afskeid geneem wat getrek het. Toe sê ek vir hierdie woorde, bly net by die Here. Bly net by die Here. Ek wil vir hierdie pragtige konferensie vanaand sê, is tyd om by God te bly. Halleluja. Is tyd om by hom te bly. Ons sê baie keer, stick with me, I'll make you famous. It's time to stick with God. It's time to stick with God. Dis naby jou. Dis naby jou. Dis in jou mond. Dis in jou hart. Dis in jou binneste. Jy moet net laat dit begin werk. Laat dit begin vloei. En dat God se woord begin krag en lewe in jou lewe word. Amen. Staan saam met my. Ek vra 2 minute. 2 minute sonder die orkes nou. 2 minute. Steek jou hande op. En gebruik daai mond waarin die woord is. Waarin God se krag lê. En begin dit profeteer. Begin dit spreek. Come on kerk. Begin dit manifesteer. Begin dit openbaar. Begin die woord uit jou binneste uit profeteer deur jou mond. Sê Here, dis in my mond. Dis naby aan my. Dis in my hart, Here. Woorde van krag. Woorde van lewe. Kom aan kerk, profeteer dit daar waar jy staan. Sê Here, ek wil dit vanaand opneem. Ek wil dit opneem, Here. Ek wil dit weer laat lewe in my. I want to speak the word of God. I want to prophesy the word of God. I want to manifest the word of God. I want to live the word of God. Kom on kerk. Jy het nog 'n paar sekondes. Praat dit vanaand. Sê dit vanaand. Staan op, word verlig.
van die heerlikheid van die Here kom oor jou. Halleluja, halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Kom aan, doe iets, doe iets. Doe iets, doe iets. Prys die Here. Kom aan. As dit jou iets is, los het julle. Ons praat van doen is relevant. Prys relevant. Halleluja. Klap je handen. Relevant. Sprong. As jy wil spring, dan spring relevant. Kom aan. Prys, halleluja. Het hom laat Prys val. die Here. Ja, ek wil mens party ons al in die sit die hele dag besoek. Hier is 'n attitude preek vanavond. Ja, wat je blik gaan ons kerke vanavond. Ek sê hier is 'n attitude. Hier is 'n attitude. Hier is 'n attitude van hulle. Jy kan hou dit. Jy kan hou dit. Ek sal hom nou kry. As ek nie sê, Ja. Is daar iemand wat ek wil sê? I will not accept what the enemy says. The devil is a liar. Yes, hy sê. Glory! Ek sê glory, man! Halleluja. En my baadjie. Ek vind hier so baie pastore en nou kan ook wel betek 'n bietjie geïntimideer van julle al die slap ouens. Maar hoor wat ek jou gaan vertel. Jy moet sê daar waar jy is. Yes. As jy God nou wil prys, weet jy daar's te min duiwels om jou te sê. Halleluja. Yes. Nou wat jy challenge. Halleluja. Challenge. Who's got an attitude? Yes. Jy het 'n attitude. Jy sê jy waar jy is. Maar ek gaan nie Yes. jou prys. Halleluja.